tree toe tot die erediens met die woorde van Psalm 95. Kom, laat ons jubel tot eer van die Here, laat ons juig tot ere van die rots van ons heil. Laat ons sy aangesig tegemoet gaan met lofsange hom toejuig. Die Here is 'n groot God, ja, 'n groot koning bo al die gode. Vang nou die Here se groetseën in sy kerk. Genade, barmhartigheid en vrede van God ons Vader, Jesus Christus ons Here, deur die kragvolle werk van die Heilige Gees. Amen. Kom ons loof die Here, en ons sing saam Psalm 150 daarvan al die verse, en daarna bly ons staan en bly ons gehoorsaam. En ek glo in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het, begrawe is en neergedaal het na die hel. Wat op die derde dag opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel.
En ek glo in die Heilige Gees, aan die heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes. Ek glo aan die opstanding van die liggaam. Ek glo aan die ewige lewe. Ons so dit moedig ons voor die Here. En ons lees saam uit Deuteronomium hoofstuk 5, die Here se wet. Deuteronomium hoofstuk 5. Moses het die hele Israel laat roep en vir hulle gesê, hoor Israel, die insettinge en die verordeninge wat ek vandag voor julle oor uitspreek, julle moet dit leer en dit sorgvuldig hou. Die Here ons God het by Horeb met ons 'n verbond gesluit, met ons vaders het die Here hierdie verbond nie gesluit nie, maar met onsself, ons wat hier vandag almal in die lewe is. Van aangesig tot aangesig het die Here op die berg uit vuur met julle gespreek. Ek het in die tyd tussen die Here en julle gestaan om aan julle die woord van die Here bekend te maak, want julle was bevrees vir die vuur en het nie op die berg geklim nie. En hy het gesê, ek is die Here jou God wat jou uit Egipte land, uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Mag vir jou geen gesnede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek die Here jou God is 'n jaloerse God wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders en aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my liefhet en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik nie ongestraf laat bly. Onthou die Sabbatdag dat jy dit heilig soos die Here jou God jou beveel het. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen. Jy of jou seun of jou dogter of jou diensknegt of jou diensmaagd of jou os of jou esel of enige dier van jou of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie, sodat jou diensknegt en jou diensmaagd kan rus soos jy. En jy moet daaraan dink dat jy in Egipte land 'n slaaf was. En die Here jou God jou daarvandaan uitgelei het deur 'n sterke hand en 'n uitgestrekte arm. Waarom het die Here jou God jou beveel om die Sabbatdag te hou? Die Here jou vader en jou moeder, soos die Here jou God jou beveel, dat jou daar verleng mag word en dat dit met jou goed mag gaan in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie, en jy mag nie egbreek nie, en jy mag nie steel nie, en jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie, en jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, en jy mag nie jou naaste se huis, aan jou naaste se huis hinker nie, as hy landerye op sy diensknegt, op sy diensmaagd, sy os, op sy esel, of iets wat van jou naaste is. Antwoord en ons sing ons Psalm 103 vers 1 en 2. Vers 2 sing ons veral van die Here het ons lewe verlos van die verderf. Psalm 103, 1 en 2 en daarna gaan ons saam. Oh,
ontzagwekkend, heerlik en vol majesteit. Dit wil ons elke oomblik onthou, maar ons vergeet dit so maklik. Waarom is ons hier vanoggend mekaar te herinner aan die grootheid en heerlikheid, om deur U herinner te word van die grootheid. Ons kyk maklik vas in die dinge van die wêreld en die chaos lewens, en vergeet ons, U is die een wat regeer, U is die een wat koning is, U is die een wat op die troon sit. O Here, U het groot dinge gedoen aan ons siel, aan ons siele. U het ons lewe weer skoon gewas, weer verskoon soos wat ons gesing het, skoon gewas. U het ons van ons skulde las onthef. Sondes is menigte dat menigte. Miskien nie is die einde daarvan. So diep het ons geval, Here. Ons smeek dat U ons dit sal wys. Dat ons sonde verlorenheid sal ken. Sodat ons dan ook weer met groot, reikhalsende verlange en liefde en ywer na U toe sal vlug. Want net by U is daar vir ons verlossing, soos wat ons ook gesing het. Ag, Here, as U ons nie kom oortuig van ons sonde deur die Gees nie, dan gaan ons dink, ons is al raai en ons gaan van U wegdraai. Dis wat ons ook baie keer doen. Mag ons groei in ons geloof. Voed ons met die woord hier as ons saam is. Weet, is ons groot verlange gevoed te word met die woord, want dan word ons gevoed met U. Dus smeek ons die dat die lees van die woord, die prediking van die woord, ons aan U mag vastbind. Mag ons aan U honde word, deur die Gees se kragtige werk in ons. Vul ons met die Heilige Gees, Here. Smeek dit ons. Dra ons mede-gelowiges aan die op, mede-broers en susters in die gemeente. Ons dink ook so aan boere in die omgewing. Wees met elkeen skriwelinge ervaar, swaar beproef word, weer al die reën van die haalskade, weer werkeklouseer, siekte, oorleese, wild. Ag, o Vader, ons is onstuimig, ons is bekommerd, ons is onseker, ons sien hoe diere vrek. Ons wil U smeek, U vir ons uitkoms sal bring. Ons wil nie eerstens vlug na inentings, medisynes, na regering, ons wil na U toe vlug, Here. Hy is uitkoms. Ons wil op U alleen vertrou. Aan terselfde tyd wil ons ook nie net agteroor sit en niks doen. Ons weet U het ons ook geroep. U het ook ons verantwoordelikheid gegee om te werk in die skepping. Dit wil ons doen. Vader, ons bid, dis 'n nood wat op hande is. As baie groot besluite wat geneem moet word. Hemelse Vader, ons diepe afhanklikheid voor U. Sterk verband, dreig om te steur. En ons weet ons sterk verband is nie alles nie.
Weer ons gemeentes tot buite ons kerkverband waar gemeentes is, wat ware kerk is. Goeie Here, ons kom in ons smeekie, want die kerk is een, van bid een Here, een geloof, een doop, verlossing. Smeek die verwysing. Here, wat ons veral hartseer maak, is die wêreld wat lag, as die kerk deur die waters gaan. Waar tog die kerk, Here? Wêreld, duiwel en die bose magte bly, as striebelinge, onpartydige steringe kom in die kerk. So wil ons die smeek, die ons genadig sal wees. Skenk ons bekering waar dit nodig is. Die Here ons sal buig in die waarheid van die woord. Dis die enigste lig vir ons pad. Seën tog ook hierdie synode vergadering wat hande is. Weet jy is die koning wat regeer? Daarom wil ons vashou. Ons weet jy is die een wat die kerk bewaar en beskerm en onderhou. Hierdie dinge, o Vader, bid ons. Ons Here Jesus Christus se naam. Amen. Ons sing saam Psalm 98, vers 1 en 3. Ons sing van ons geregtigheid in die Here. Psalm 98, vers 1 en vers 3. Vers 1, hy het sy heil en al vermoë. Vers 1, sy laaste deel, hy het sy heil, sy verlossing is die Here se heil. Hy het sy verlossing en al vermoë die volkere al omgemeld, en dit vir al die volkere bekend hoe almagtig die Here is. Geregtigheid blink voor hulle oë soos sonnestrale oor berg en veld. 98 1. Oh,
Here se woord uit Psalm 96. Ons gaan ook lees uit Lukas 2, want die prediking gaan in enkele verse uit Lukas 2 lees, nie vooraf nie. Nou gaan ons net lees Psalm 96. En ons gaan vooral by die hele Psalm stil staan, so dink jy gaan die preek heel beste kan volg as jy jou Bybel oop het. Ons gaan ook so die struktuur van die Psalm kyk. En daar is soveel merkers in die Psalm wat so mooi is in hierdie Psalm. Dat ons gaan uitwys en dat jy dan ook kan sien in jou Bybel wat sê die Bybel byderhand. Psalm 96. Sing tot eer van die Here 'n nuwe lied. Sing voor die Here o ganse aarde. Sing tot eer van die Here. Loof sy naam. Verkondig sy heil van dag tot dag. Vertel onder die nasies sy eer, onder al die volke sy wonders. Want die Here is groot en baie lofwaardig. Hy is gedig bo al die gode. Want al die gode van die volke is afgode. Maar die Here het die hemele gemaak. Majesteit en heerlikheid is voor sy aangesig. Sterkte en sieraad in sy heiligdom. Gee aan die Here o geslagte van die volke. Gee aan die Here eer en sterkte. Gee aan die Here die eer van sy naam. Bring offers en kom in sy voorhowe. Aanbid die Here in heilige gewaad. Beef voor sy aangesig o ganse aarde. Sê onder die volke, die Here is koning. Ek staan die wêreld vas sodat dit nie wankel nie. Hy sal die volke regverdig oordeel. Laat die hemele bly wees en die aarde juig. Laat die see en sy volheid bruis. Laat die veld juig en al wat daarin is. Dan sal al die bome van die bos jubel voor die aangesig van die Here. Want hy kom. Want hy kom om die aarde te oordeel. Hy sal die wêreld oordeel in geregtigheid en die volke in sy trou. In vers 10 lees ek vir ons sê onder die volke die Here is koning. Ook staan die wêreld vas sodat dit nie wankel nie. Hy sal die volke regverdig oordeel. In vers 13. Want hy kom om die aarde te oordeel. Hy sal die wêreld oordeel in geregtigheid en die volke in sy trou. Psalm 96 is 'n psalm wat gaan oor 'n koning wat regeer. En dis eintlik die refrein van die hele groep psalms van Psalm 93 af tot Psalm 99. Dalk ook Psalm 100. Veral 99, 93 tot 99. Dit staan bekend as die koningspsalms in hierdie psalmbundel, al die psalms. Dit is een van die belangrike punte van hierdie psalms. Daar is 'n koning en hy regeer, ons het dit gelees in vers 10. Here is koning. Veral ook in vers 10 en in vers 13 waar ons gelees het dat hierdie koning gaan kom om te oordeel. Hy gaan kom om reg te spreek. Daar is ook dan 'n tweede punt wat nog meer uitstaan in hierdie psalm. En dit is die aspek van lofprysing en sing en om vir die Here eer te gee en om te jubel en om te juig en om die Here se naam groot te maak soos wat sy naam groot is, soos wat die Here self groot is. Sommer aan die begin van hierdie psalm kom hierdie aspek van sing en loof en juig en jubel sommer baie duidelik na vore. Psalm 96 kan in 3 dele verdeel word. En dit volg ook in jou Bybel. Die eerste deel is verse 1 tot 6. En wat val veral op? Sommer aan die begin van verse 1 en 2. 3 keer lees ons die woordjie sing in verse 1 in die begin van hoofstuk 2.
sing 'n nuwe lied, sing o ganse aarde, sing en loof sy naam. 3 keer die woordjie sing. Ons gaan nog weer 'n keer dit hoor in die tweede deel, begin van die tweede deel, waar ook 3 keer 'n woord is wat herhaal word. As 'n psalm wat so baie gaan oor jubel en blywees om te sing. Dan moet ons ook vra, broer en suster, hoe baie sing ons nog? So baie wil ons nie sing nie. Veral psalms, so baie wil ons dit nie sing nie. Baie keer brom ons maar net so 'n bietjie in die kerk as wat gesing word. Ons is skaam om te sing, ons sê baie keer ons kan nie sing nie. Baie keer in ons lewens sê ons, ek is nou hartseer, ek wil nie nou sing nie. Of ek is nou kwaad, ek wil nie nou sing nie. Of ek is nou te gespanne, ek kan nie nou sing nie. Ons is baie hierso, ek self is baie hierso by die plek. Wil ek nie nou sing. Is nou te kwaad of te gespanne. Maar dan kom roep hierdie psalm ons op om te sing. Ook as ons nie so voel nie, wil hierdie psalm sê, en baie ander psalms wil vir ons oproep om te sê, sing. Want ons het dit nodig om te sing. Here is heilig en heerlik. Niemand kan dit van hom wegvat nie. Veral ons het nodig om te sing. Dis hoe die Here roep ons op om daarmee te doen. Maar ons het dit nodig. Moet vir onsself en mekaar sing. Want ons het al die rede om te sing. Ons het nodig om te herinner te word wie die Here is as ons sing. Hoe baie sing ons nog vir die Here, broer en suster. Ons so baie liedjies wat ons sing. Al die liedse liedjies kan ons sommer maklik woord vir woord sing. En in daai liedjies is dit so hard en dit is tragies. Ons sing vir soveel afgode. Daar is soveel liedjies wat ons sing wat gaan oor een of ander iemand se mooi lyf. Of ons sing van koos by jou voete, of ag, ons kan soveel verskriklike dinge opnoem waaroor ons sing. Maar wat moet ons wakker hou in die nag? Kom sing ons nie meer vir die Here nie. Kom sing ons nie meer vir die Here nie. Die eerste 6 verse van hierdie psalm lyk asof dit veral gaan oor Israel wat opgeroep word om te sing vir die Here. Veral Israel word in die eerste 6 verse opgeroep om te sing. Vers 3, hulle is die wat aan die nasies die Here se eer moet vertel. Hulle moet aan die nasies die Here se heerlikheid vertel. Sy gewigtigheid, hierdie woord heerlikheid, eer, gaan veral oor die Here is gewigtig, hy is swaar gewig. Dit gaan oor sy indrukwekkendheid, sy omvang, sy magtigheid, sy majesteit moet hulle gaan vertel. Hulle moet vir al die volke gaan vertel. Hulle moet van die Here se wonders gaan vertel aan al die volke. En kyk dan nou mooi, broer en suster, kyk mooi die struktuur van hierdie psalm. Vers 4 tot 6 word die rede gegee hoekom Israel kan sing en loof en verkondig. Want die Here is groot. Die Here is gedig, hy is ontzagwekkend. En vers 5 brei uit ook, dit begin met want, vers 4 begin met want, vers 5 begin ook weer met want, dit wil die rede gee hoekom Israel moet loof. Dit sê, al die afgode, of al die gode, is afgode. Soos die psalmdigter die Here wil vergelyk met al die gode, of al die afgode van die ander aanbidders, daar rondom Israel. Dan gebruik die psalmdigter 'n baie interessante woord, in vers 5, om hierdie afgodsaanbidders se gode of hulle afgode te beskryf. Die 53 vertaling vertaal dit met afgode. Die 2020 vertaling vertaal dit met hulle is niks beduidend nie. Die 83 vertaling sê hulle is niks. In Jeremia 14 vers 14 word daar ook dieselfde woord gebruik en daar is dit vertaal met nietige waarsêerheid. Met ander woorde niks seggende waarsêerheid. Dis niks. Die psalm wil dit baie duidelik sê. Die ander afgode, hulle is niks. So is al die gode, of eintlik al die afgode, as ons hulle enigstens wil probeer vergelyk met die Here, is hulle niks. Hulle is waardeloos, hulle is oneffektief, hulle is niks. So is al ons afgode in ons lewens, broer en suster, hulle is niks.
Geld, broer en suster, is niks. Is niks beduidend om ons vertroue op geld te plaas. Wat kan ons geld op een van die Here gebruik? Maar as ons daarop vertrou, dis niks beduidend. Vandag is dit daar, môre is dit weg, môre is dit niks nie. Eiendom, vandag kan dit daar wees, môre is dit weg, dit brand af. Of het word gevat. Drank of rook of wat 'n verslawing ook al, dit wys ons, dis letterlik niks nie. Drink dit nou op. Rook dit nou weg, dan is daar niks nie. Selfs mense kan afgode wees. Die woord van die Here leer ons baie duidelik oor dit. Dis vandag die mens soos 'n blom in die gras van die veld. Vandag daar en môre nie meer daar nie. Om ons vertroue op mense te stel is ook niks nie. Ons afgode kan wees om eer en aansien by mense te kry. Seker die grootste ons afgode is onsself. Maar bid onsself. So kan ons aangaan om al ons afgode op te noem. In hierdie Psalm 96 sê vir ons afgode is niks. Nietig, niks beduidend. Dis gelyk aan om niks te aanbid. En direk hierna in vers 5 lees ons, want al die volke van die gode is afgode, hulle is niks nie, en dan lees ons, maar die Here het die hemele gemaak. Met ander woorde, alles wat ons so pas genoem het, is alles dinge wat die Here gemaak het. Hierdie Psalm wil net die groot kontras uitwys tussen hierdie dinge wat ons so baie keer aanbid en die Here self. Die Here maak dit. Kyk hoe groot is die Here. En nou wil ons dinge gaan aanbid wat ons self maak of die dinge wat die Here gemaak het. Plaas van om die Here self te aanbid. Die ander afgode daar rondom Israel het altyd gedink hulle afgode het in die hemele gebly. Baie godsdienste is vandag nog so, hulle dink hulle gode is in die hemel. Dan kom sê hierdie Psalm, die Here het daar die hemele gemaak. Die Psalm wil ons wys, kyk hierdie groot kontras tussen die Here en al die gode of al die afgode. Kyk wie is die Here, broer en suster. Kyk wie is hy in vergelyking met die afgode wat niks is nie. Hy is baie lekker. Psalm of verse 7 en 10, verse 7 tot 10 is die tweede deel van hierdie Psalm. Weer kry ons die begin van hierdie tweede deel, vers 7 en die begin van vers 8. 3 keer kry ons daar die woordjie gee of die woordjie gee eer. Met ander woorde, die Here kom toe al die eer, nie die afgode nie. Alle gawes en geskenke en voorspoed, dit kom alleen van die Here af. Hy kom al die eer. Die deel van die Psalm is asof dit vooral gerig word aan die heidene, aan al die nasies rondom Israel, al die volke rondom Israel, vers 7. Al die geslagte van die volke, al die families van die ander volke, hulle word ook nou opgeroep om vir die Here eer te gee. Vers 8. Hulle moet hulle offers aan die Here bring, nie aan hulle afgode wat hulle aanbid. Vers 9. Hulle word opgeroep hierdie heidene nasies om die Here te aanbid. En dit nie net sommer so nie, dit in heiligheid sê vers 9. Nie net sommer so nie, in heilige gewaad, hulle klere en hulle lewens moet ritueel skoon wees. Hulle moet rein wees. Hulle kan nie in onheiligheid kom, byvoorbeeld met bloedbevlekte hande om die Here te aanbid. Dis die Here waarvoor hulle inderdaad moet bewe. Sê vers 9, bewe voor sy aangesig, oor ganse aarde. Dan kom vers 10 en dit gee vir ons weer die rede. Weer, heidene word opgeroep om die Here te aanbid, te loof, om eer te gee. Wat is die rede? Hoekom? Vers 10 gee vir ons weer die rede. Want die Here is koning. Kan ook anders vertaal word, kan ook vertaal word met, want die Here regeer. Dit moet al die nasies en al die volke van hierdie aarde, dit moet hulle hoor. Dit moet hulle besef. Die Here is koning. Dit is seker een van die troostvolste belydenisse wat ons kan maak. Wat ons vir onsself kan preek. Waarin ons kan verlustig. Die Here is koning.
Hieroor kan ons uitbars in lofprysing en aanbidding. Die Here is koning, hy regeer. En hierdie is nie vir die psalmdigter net sommer koue teologiese waarheid of 'n doktrine nie. Dis nie net sommer iets wat hy so terloops sê. Die Here is koning. Nee, die hele psalm wys dit vir ons mooi uit. Hy bars uit in lofprysing om die Here daarmee te loof, want hy regeer, hy is koning. Hy regeer ook oor my lewe. Somtyd kom wys die Here dit vir ons baie duidelik dat die Here die een is wat oor ons lewens regeer. Ons maak al die planne. Of wys die Here vir ons, hy regeer. Partykeer is dit vir ons swaar en ons skop daarteen om die Here se onderdaan te wees en om sy regering te erken. Maar dit is troos vir ons broer en suster om te weet, hierdie groot Here regeer oor my lewe, dit is troos. Self vir ons lewens te regeer. Ons is slawedrywers van ons eie lewens, broer en suster. Dit is troos om te weet die Here regeer oor my lewe. Maar ook meer lees ons in vers 10. Hy regeer. Hy regeer nie net oor my lewe, hy regeer ook die wêreld. Hy regeer ook oor die wêreld. Dis die volgende belydenis wat die psalmdigter maak. Die Here is koning, ook staan die wêreld vas, sodat dit nie wankel nie. Hier gaan oor nasies wat teen mekaar opstaan en koninkryk en regerings wat opstaan en val, die een roei die ander ene uit en is chaos in die wêreld. Ons ken dit bietjie van ons tyd, die wêreld is op sy kop gekeer. Dit is chaos in die wêreld. Maar die Here is koning. Maar die wêreld staan vas. Dit wankel nie. In die tyd van die Here Jesus se disippels sien ons ook hoe die Here se disippels se lewens in chaos ingedompel was. Ons lees byvoorbeeld van Petrus wat die swaard wil trek om oorlog te maak toe sy Here gevang word. Sy lewe is omgekeer. Al die disippels se lewens was in chaos. Hulle Here wat hulle gedink het, hy is hulle verlosser, hy word gevang en daar hang hy aan die kruis, hy word ter dood veroordeel. Daar hang die laaste hoop van hulle lewens aan 'n kruis. Die lewens is op sy kop gedraai. Maar juist dan kom die waarheid en die profesie van Psalm 96 na vore. Die Here is koning, ja, die wêreld staan vas, dit wankel nie. Die Here is koning en juist daarom hang hulle verlosser daar aan die kruis. Want die Here is koning. Daarom hang hy daar. Want hy regeer. Nie hulle, nie die disippels nie. As hulle geregeer het, dan sou die verlosser nie aan daardie kruis hang met die broer en suster. As hulle sou regeer het, dan sou daar geen verlossing vir hulle gewees het. Kyk hoe skrikkelik boos is dit dat ons self moet regeer in ons eie lewens. Dis chaos. Die Here regeer. En daarom het ons verlossing. Die Here regeer en selfs in die grootste chaos is hy beheer en regeer hy. Dit sien ons so besonder in ons Here Jesus Christus. In Christus kan ons ontwankelbaar daaraan vashou dat die Here koning is en dat hy regeer en dat hierdie wêreld vas staan. Al hoor ons wat nasies wat oorlog maak of wil maak, die Here is koning. Broer en suster, juist wanneer dit lyk asof God nie regeer nie. Juist dan moet ons sing van sy regering. Want die Here regeer, hy doen, hy regeer. Juist wanneer dit lyk asof hierdie wêreld wankel, juist wanneer dit lyk asof jou wêreld, wanneer jou wêreld wankel en asof daar net chaos is, asof jou wêreld op sy kop gedraai is, sing van hierdie wêreld wat vas staan in Christus. Juist dan kan ons sing. Van die wêreld wat vas staan in Christus en die verlossing wat ons het in hom. Nog is die psalm op 'n einde nie. Laaste deel van vers 10 is, hy sal die volke regverdig oordeel. So sluit die tweede deel van die psalm. En dan kom die laaste deel van die psalm, verse 11, 12 en 13.
En hier lees ons dat die ganse skepping opgeroep word om te juig voor die Here en juig oor die Here. Die hele skepping moet die Here loof. Kyk broer en suster, die skepping is die Here se skepping. Baie besighede word gelikwideer. Maar die Here se skepping word nie gelikwideer. Die Here ken nie so 'n woord in sy woordeskat. Die Here maak nie sy skepping toe. Die Here gooi nie sy skepping weg. Want die Here se skepping staan vas. Kyk vers 11. Laat die hemele bly wees, laat die aarde juig, alles wat daarop is, laat die see bruis en borrel en uitbars, laat die see ook uitbasyn, die diepste see laat dit ook uitbasyn. Alles wat in Genesis 1 geskep is, laat dit juig en jubel. Vers 12, laat die veld juig, laat al die bome jubel. Ook hierdie skepping is die Here se. Waar jy bly broer en suster, al is die stukkie grond hoe klein. Waar jou besigheid is, al is dit hoe klein daardie stukkie grond. Waar jy boer of waar jy met die grond en die bome en die klippe werk. Ons is net rentmeesters, hierdie skepping moet juig en jubel tot eer en lof van die Here. Hoekom? Weereens, daar's die rede, lees ons in vers 13. Mooi struktuur van die Psalm. 3 keer loof, 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 3 keer die redes. Elke keer weer die redes. Want die Here kom. Vers 13. 2 keer, hy kom, hy kom. Weer 'n keer, 2 keer in vers 13, om te oordeel, om te oordeel. 3 keer het ons nou al die woordjie gelees van die Here kom om te oordeel. Nou vra ons die vraag, hoekom sal dit die skepping bly maak? Hoekom sal dit al die volke bly maak, al die Here se kinders bly maak as ons lees van oordeel, die Here kom om te oordeel? Kom ons begin net by hierdie laaste deel, hoekom sal die skepping juig en jubel oor die Here wat kom om te oordeel? Oor die Here wat kom om reg te laat geskied. Ons kan ook dit so sê, die Here, hierdie oordeel beteken, die Here gaan kom om reg te laat geskied. Hoekom sal die skepping daaroor juig en bly wees? Dit is hierdie skepping kreun onder al die onreg. Dis nie vir ons moeilik om dit raak te sien. Nou maar nou 8, lees ons dit ook in die Here se woord. Ons lees daar hierdie skepping sug. Die skepping kry swaar onder al die onreg en die sonde in hierdie wêreld. Die skepping word vernietig en misbruik. In Genesis 1 het die Here vir die mense opdrag gegee om hierdie skepping te onderwerp en daaroor te heers. Ons kan sê om hierdie skepping te ontgin. Maar baie word hierdie skepping eerder misbruik. Daarom juig en jubel selfs die skepping as die Here kom om reg te laat geskied vir sy skepping. Die skepping sal juig as die skepping probeer tot sy reg kom. Maar wat van die heidene, wat van die volk Israel om te juig oor oordeel? Raak jy bly, geliefde, as jy die woordjie oordeel hoor? Iemand gaan kom om oor jou lewe te oordeel. Raak jy bly daarby? As ons die woordjie oordeel hoor, dan hoor ons baie keer straf en ons is meestal eerder bevrees en bang. Ons is nie bly oor oordeel nie, waar nie. So, hoe bring hierdie Psalm dan nou hierdie twee by mekaar van juig en jubel en bly wees en oordeel? Hoe kom dit by mekaar? As die Here reg moet laat geskied aan ons, dan is daar een pad en dis die pad van die ewige straf en die hel. Dis die reg wat ons verdien. Vir wie sing ons meestal? Ons sing vir afgode. Vir wie gee ons baie keer eer? Ons gee vir die versekering die eer, of ons gee vir die bank die eer, of ons gee vir mense die eer. Vir wie aanbid ons baie keer? Wees baie keer koning, onsself. Sal ons bly wees oor oordeel, oor die oordeel? Hoe kan dit, broer en suster? Lukas 2. Al lees ons van die herders
daar Bethlehem, Israel. Eerste 6 vers van Psalm 96. Ons lees van die herders daar in Bethlehem, wat in die nag, daar pas hulle skape op, sodat die mense nie hulle skape steel nie, sodat die wilde diere nie hulle skape kon vernietig nie. En dan lees ons oor hierdie herders in Bethlehem in Lukas 2, vers 10 tot 14. Lukas 2 vers 10 tot 14. Ons lees daar en die engel sê vir hulle, moenie vrees nie, want kyk, ek bring vir julle 'n goeie tyding van groot blydskap, wat vir die hele volk sal wees. Vir julle vandag in die stad van Dawid gebore is die saligmaker wat Christus, die Here is. En dis vir julle die teken, julle sal 'n kindjie vind wat in doeke toegedraai is en wat in die krib lê. En skielik was daar saam met die engel 'n menigte van die hemelse leerskare wat God prys, loof, aanbid, jubel en sê, eer aan God in die hoogste hemele. Psalm 96 sê gee eer aan God in die hoogste hemele en vrede op aarde en die mense welbehaag. As eer vir die Here, as juig, bly wees. Verder aan Lukas 2 vers 28 lees ons van Simeon. En dat hy hierdie kindjie in sy arms, lees ons in vers 28, en hy het hom in sy arms geneem en God geloof, geprys, gesê, nou laat u Here u diensknegt gaan in vrede volgens u woord, omdat my oë u heil gesien het. Heil, die verlossing, Psalm 96 vers 3 wat ons gelees het. Wat u berei het voor die oë van al die volke, 'n lig tot verligting van die nasies en tot heerlikheid van die volk Israel. Of net nog verder, Anna, profetes, vers 38, wat lees ons van haar? En sy het in dieselfde uur daar gekom en die Here geprys, en van hom gespreek met almal in Jerusalem wat die verlossing verwag het. Ons lees net van lofprysing, juig en jubel in Lukas 2. Dis nie al nie. Jy sal sê, maar wat van die heidene? Wat van Psalm 96 vers 7 tot 10, waar ons lees het ook die heidene, wat die Here eer moet gee. Matteus 2, waar lees ons vers 10 en 11, Matteus 2 vers 10 en 11. Skryf maar Matteus 10, hier is Matteus 10, Matteus 2 vers 10 en 11. Ons lees van die wyse manne uit die ooste. Dis die wyse manne uit die ooste, en dan lees ons vers 10 en 11. En toe hulle die ster sien, het hulle met baie groot blydskap verheug. Hierdie wyse manne uit die ooste, hulle is heidene, hulle kom uit die ooste, uit ver van Israel. Hulle het hulle met 'n baie groot blydskap verheug, en hulle het in die huis gegaan, en die kindjie by Maria sy moeder gevind, en neergeval, en om hulde bewys. Wat doen hulle? Hulle kom en hulle gee vir hierdie kindjie eer. Daarop maak hulle skatte oop en bring vir hom geskenke, goud en wierook en mirre. Die heidene bring eer vir die kindjie. Wat besef ons? As ontsaglike groot blydskap, wanneer die Here Jesus Christus gebore word. Dis die blydskap waarvan Psalm 96 oorloop. Blydskap van Christus wat gebore is. Maar wat van die oordeel, sou jy nou vra, liewe broer en suster, wat van die oordeel? Nou die Johannes Evangelie is vol van die gedagte van oordeel. Johannes 5 vers 24, daar lees ons byvoorbeeld, voorwaar, ek sê vir die hele Here Jesus Christus praat hier, wie my woord hoor en op glo wat my gestuur het en die ewige lewe, en hy kom nie in die oordeel nie, maar hy het oorgegaan uit die dood in die lewe. Op Johannes 12, daar sê die Here Jesus, hy het nie gekom om te oordeel nie, maar om te red. Sy woorde wat hy gespreek het, sê hy, sal die oordeel vel. Christus red. Sy woorde sal hulle oordeel.
Sien jy geliefde, waar kom die oordeel en waar kom die blydskap by mekaar? Dit kom by mekaar in Christus. Hy het ons oordeel kom dra, hy het ons oordeel kom dra aan daardie vervloekte kruis. Juist dit lees ons in Handelinge 17 vers 31. Maar lees ons omdat hy met 'n hoofletter 'n dag bepaal het waarop hy die wêreld in geregtigheid sal oordeel. Psalm 96 se geregtigheid sal oordeel deur 'n man wat hy aangestel het, met 'n hoofletter, 'n man wat hy aangestel het. En hy het hiervan aan almal sekerheid gegee deur hom uit die dode op te wek. Psalm 96 verkondig aan ons Christus, dat ons vul met groot blydskap. Wat hy die oordeel gedra het in ons plek. Hy het ons straf gedra. En ons lewe kom volmaak met sy goeie werke en sy dade. Hy dra nie net ons straf nie, ja, hy doen dit, maar hy kom maak ons lewe vol met sy dade en sy goeie werke. Christus is ons blydskap, dis die blydskap van Psalm 96. Die laaste woord van die Psalm 96 is die Here se getrouheid. Hy is getrou aan sy woord. Ons Here is altyd dieselfde, hy is altyd konstant. Dit wat hy beloof het, dit sal gebeur. Die oordeel wat Christus kom dra, dit staan vas en seker. Ons reg geskied in Christus en in hom alleen. Hy is die rede hoekom daar blydskap kan wees saam met die oordeel, broer en suster. Net in Christus. Net deur die geloof in hom. Glo in Christus, broer en suster, sien die heerlikheid van die Here Jesus Christus raak. Lees ons in Openbaring 19 vers 11, toe het ek die hemele geopend gesien en daar was 'n wit perd. Hy wat daarop sit, word genoem getrou en waaragtig. En hy oordeel en hy voer oorlog in geregtigheid. Christus is die een wat reg laat geskied het aan ons. Dat hy die straf van die oordeel in ons plek gedra het aan die vervloekte kruis. Ons God is getrou en waaragtig, dis waarheid. Jy kan daarin vasglo met jou hele wese hom vertrou. Dis troos, broer en suster, dis die evangelie. Dis troos. Dis rede tot groot blydskap, dis rede om te sing vir ons God. Die Here is koning, hy regeer. Amen. Ons antwoord en ons sing ons Psalm 94. Daarvan sing ons vers 1 en 8. Vers 1. Die Here is die regter wat die wêreld rig. Hy gaan die oordeel vel. Hy is die regter. Of vers 8. Die Here sal in ons donker lewe sy volk en erfdeel nooit begeef. Hy sal ons nooit verlaat nie. Die regspraak keer vol, maar hy sal terug weer tot geregtigheid. Daar sal reg geskied. Wie opreg is van gemoed, hy volg die regspraak op die voet. 94, 1 en 8 en daarna gaan ons saam bid en dank. Amen.
altyd vasseker wees van U troue sorg, van U wat regeer. Al lyk dit vir ons nie so nie, mag ons daaraan vashou, onwankelbaar daaraan vashou. Dis vaste grond onder ons voete, Here. U is vir ons goed deur U woord. Ons is swak, Here. Ons is regtig swak. Sommer vinnig lewe ons sonder U. Sommer vinnig gaan 'n week om sonder dat ons U bemoeienis gemaak het, sonder dat ons eers ons oog na U woord toe gerig het, sonder dat ons knieë gegaan het om te bid. Ons is swak, o Here, om Christus te sien. En U kom vertroos ons weer vandag met Christus. Kom vertroos ons met die Gees wat kragtig werk. Die Gees word nie moeg nie. Dis lieflik om dit te mag weet, o Here. Mag ons meer en meer kyk Christus sien in die geloof en sy volmaakte werk en offer en sy goeie werke wat op ons rekening geplaas word. Dit gee ons rede om U te aanbid. Dit is ons troos. Nie ons wat so goed is. Baie keer staan ons op ons eie voete en dink, hierdie was 'n goeie week. Ons het goeie dinge gedoen, baie goeie dade gedoen. Kom wys U vir ons vinnig. Dis nie troos nie. U is ons troos. Ons loof U vir die woord. Mag ons hierdie jaar ook so ingaan met die troos wat U vir ons gee in Christus en die Heilige Gees en U as ons Vader wat onwankelbaar regeer. Niks of niemand kan U drie-enige God van die troon afhaal verwyder. Mag ons vol hoop in hierdie skepping gaan werk en ons roeping uitleef, Here. Ons is diep afhanklik van U daarvoor. Ons smeek so vir U genade. Skenk ons wysheid dat ons die dinge waar dit op aankom sal onderskei, dat ons regte hoeveelheid aandag aan die regte dinge sal gee. Smeek en ons bid dit, Christus ontwil. Amen. Ons sing saam Psalm 93, daarvan vers 1 en vers 4. Daarna stuur die Here ons weg met die seën, met sy seën.